is dan vanmorgen 9 April, lees in 2:5-9 van die groot Johannes Evangelie waar ons weer aangaan, waar ons Sabbat opgehou het, boek 2. Ons is nou by die tweede deel van hoofstuk 1:3-7 en ons het gesien dat Jara, Vader het daar in die geestelike skepping laat ingaan. Eerstens het sy saam met 'n engel gegaan en toe tweedens het sy self gegaan. Sy het in haar eie sweer ingegaan. En as ek en jy vandag in die skepping wil inbeweeg, en dit is moontlik, maar dan moet Yeshua dit wil, en sy wil, ons wil moet dan een wees met sy wil. Mense sê dat hulle in die geesteskepping ingaan wanneer hulle astrale projeksie doen, in Engels astral traveling. Ek weet op skool het ek 'n boekie gehad, How to Astral Travel. Maar die boekie het ek gelukkig nie, ek het dit nie bestudeer nie, ek het net so 'n bietjie in dit gelees. En iets in jou gees, al het ek daai tyd nie baie skerp gewees in die geestelike dinge nie, was maar 'n heiden. In terme van wat ons nou weet, het ek nie daai boekie se lering gevat nie. Maar dit is wat die Satan doen, hy leer mense om uit hulle liggame uit te gaan. En dit is sonder die toestemming van Yeshua. Maar nou kan hulle ook net in dimensies kom waar Satan beheer oor het en nie verder nie. Hierdie verhaal wat ons gelees het verlede keer was 'n dimensie wat sy bereik het op 'n ander planeet waar sy die wonderlikste goed waargeneem het. En dit is miskien vir die nuwe mense 'n groot skok, maar kom oor die skok. Net so min as wat die aarde binnekant een groot vuurbol is, net so min is die hemele leeg. Op elke planeet is daar lewe. Baie van dit sal ons nooit met ons vleeslike oë kan waarneem nie, want dit is so ontwerp deur Vader. Elke planeet het sy eie unieke voorwaardes vir lewe. Party wesens is baie meer geestelik, party is baie swaarder en meer materieel as ons. Daar is 'n doel met elke ding. En al hierdie plekke wat in die, kan ons maar sê, in die geesteswêreld van materie is, want alles wat jy in die sterrehemel sien is materie. Dit is alles leerskole. Soos wat Yeshua in die Bybel sê, die huis van my Vader het baie wonings. Dan kan jy net opkyk, dan kan jy elke ster sien as 'n woning. En party groot sterre wat sonne is sommer baie wonings. En op elkeen van daai wonings word een of ander opleiding gegee vir een of ander kwaal wat die mens nog het, wat hom nie geskik maak om in die geestelike ryk in te gaan nie. En wanneer ons almal deur hierdie materiële geestesryke gegaan het, dan kom jy eers in die hemele, waar daar geen materie is nie, net gees. Iets wat ons nie nou met ons verstand kan bedink nie, maar dis ook 'n plek waar dan geen tyd meer is nie, en geen ruimte nie, alles is een. En dan is jy ook een met Yeshua. En dit is waarna ons streef, want dit kan bereik word op hierdie aarde. En die enigste manier hoe dit bereik kan word, is deur Jara se voorbeeld se liefde. Dit is die liefde wat ons moet hê. Al sy leerlinge, sy apostels, toekomstige apostels, kon nie gaan met die vermoë wat hulle nog gekort het. Maar hy het hulle as getuienis laat slaap. Hy het hulle aan die slaap gemaak. En nou aanskou hulle alles wat Jara ervaar in 'n droom. Dit kan hulle doen. En dit is hoekom ons ook in drome baie keer wonderlike dinge droom. Jy moet besef dat wanneer jy in die geestelike van Vader droom, dan is dit eers die realiteit. Hierdie wêreld waarin jy weer wakker word, dis eintlik die droom waarin ons is. Ons leef in 'n drogbeeld, want alles wat ons om ons sien, gaan nie oor 1000 jaar meer hier wees nie. Alles gaan vergaan wees. Maar as jy droom, dan beweeg jy in die geesteswêreld in. Afhangend wat jy in watter vlak van geesteswêreld jy ingaan,
Jy kan 'n baie nare droom ook hê, waar jy baie lelike demone en die duiwel selfs ervaar. Dit is ook 'n realiteit, maar dit is in die negatiewe. En mense wat in dwelms ingaan, of dwelms gebruik, gaan juis in hierdie realiteite in. Hulle noem dit 'n trip. Ek het 'n slegte trip gehad, of ek het 'n lekker mooi trip gehad. Die mooiste girls was naken voor my en. Dis alles drogbeelde van Satan, waar hy homself kan voordoen as 'n engel van die lig. En hy kan alles wat jou hart begeer, gaan in jou droom, gaan jy in daai begeertes in. Of dit nou seksueel is, en of dit materieel is, en of dit mag is. Jy beland daar. En natuurlik, hoe verder jy in hierdie dwelm waan ingaan, hoe erger word dit en hoe meer slegte trips kry jy. Maar net Satan wat meer houvas op jou kry en hom nou self openbaar wie en wat hy werklik is. Naamlik 'n walglike draak met die lelikste forme en gewoontes. So, dis kort voorskou vir wat nou met haar gebeur. Nou kom ons lees haar verklaring. Vers 11 van hoofstuk 1:3-7. Maar jy het my vroeër gevra, dis Joshua aan die woord, of alle sterre sulke wêrelde is, en ek het jou met 'n ja geantwoord. Nou as jy, my allerliefste Jara, dit wil, oortuig jou dan op dieselfde manier. Kyk, as 'n wêreldse jongman om die hand van 'n jong meisie meeding, en haar tot sy uitverkorene maak, toon hy haar ook al sy skatte, om daarmee die vrou van sy hart vir hom te wen. Want al sou sy hom vanweë sy persoon nie wil hê nie, dan sal sy hom tog aanvaar vanweë sy groot skatte. Dit is nou 'n algemene wêreldse vrou. En kyk, ek doen dieselfde vir jou, sodat jy eendag tydens die versoeking van die wêreld my hart nie sal verloon nie. Daarom laat ek jou nou my skatte sien, sodat jy kan besef dat ek nie so arm is as wat my uiterlike mens skyn te vertel nie. Kyk, ek is nou eenmaal jou geliefde en toon jou daarom ook ietwat van my groot besittings. Jara sê, meester, my lewe, as ek nog meer sterre sou wil bekyk, om my daardeur te bewaar vir ontrou in my liefde vir u, dan spyt dit my dat ek die ster gesien het. Want u alleen is vir my oneindig baie meer werd, as alle tallose sterre met hulle skatte. Waarlik, om u bo alles lief te hê, het ek niks, ewig niks nodig as alleen vir u nie. So 'n belangrike stelling wat hierdie kind nou maak. Maar net vir u, omdat dit u wens is, kyk ek ook graag na die wonders van u mag en wysheid. Joshua sê vir haar, luister my allerliefste Jara, ek ken jou hart goed en lees daarin hoeveel jy van my hou en hoe getrou jy aan my is. Maar jy is nou nog meer 'n kind as 'n volwasse meisie. Tot nou toe was jy steeds onder die beskerming van my engele, en die kwade geeste van die wêreld kon nie by jou gekom het nie. Wanneer jy egter ouer word, sal jy uit eie krag die slegte wêreld en haar liste moet weerstaan, om volgens my ingestelde onveranderlike orde vir alle wesens dieselfde vaste grond te bereik, waarop jy my waarlik in gees en waarheid sal kan nader. Weet dan dat die wêreld 'n groot mag het oor die mense, omdat die wêreld vir die grootste deel vanuit die hel regeer word. En vandag is dit baie meer so as wat dit 2000 jaar gelede was. Die wêreld word vandag vanuit die hel regeer. Of dit nou Amerika se president is, en of dit nou Rusland of China, of dit die kerk is waarin jy is, of wat ook al organisasie, word hoofsaaklik vanuit die hel regeer. Slegs waar mense Joshua volg en die liefde uitleef onder mekaar, kan ons praat van regeer vanuit die hemel. So ek wil graag glo dat ons dogter van Sion gemeente vanuit die hemele regeer word, want ons
hang net vir Yeshua aan. Ons lees net sy woorde. En dit is anders in ander gemeente waar mense hulle eie gevolgtrekkings maak en hulle eie lesings opstel en baie kan reg wees. Maar as Yeshua nie die leermeester is, dan is dit nooit vol en suiwer waarheid. Ek wil net iets noem ook hier op die 12-jarige dogtertjie. Die rede hoekom vader so 'n jong dogtertjie nou gebruik vir hierdie wonderlike dinge, is dat 'n kind nie eintlik geneig is om sommer te lieg nie. 'n Kind het nog nie daai wêreldse vrot in haar nie, of in hom nie. En ek herinner my aan 'n maklik 30-40 jaar gelede ervaring wat 'n kind gehad het in die Kaap. Ek dink sy naam was Alfie. En Alfie het gesterf op die hospitaalbed. Hy was ernstig siek, ek kan nie onthou nie, maar hy was vir 'n hele tyd dood. En toe Alfie bykom, hy het werklik vanuit die dood weer sy oë oopgemaak, toe hy die wonderlikste verhaal vertel. Nou, omdat hy 'n kind is, het die mense hom geglo, maar hy kom toe met 'n baie duidelike bewys dat hy wel op 'n plek was waar hy vir Yeshua op daai tyd nog gesê vir Jesus ontmoet het. Hy het gesê hy het op 'n grasveld aangekom, die mooiste gras, waar niks gras doodgaan nie, baie mooi blomme, die blomme gaan ook nie dood nie. En toe hy daar sit, toe dink hy net, toe is daar 'n klomp speelgoed voor hom, toe begin hy speel met hierdie speelgoed. En hy sê na rukkie, terwyl hy speel, kom daar nog 'n seentjie aan. En hy speel saam met hom, en hy sê vir hom, ek is jou boetie. En hy speel, en net na rukkie kom Yeshua, Jesus na nou toe, soos hy hom ken self daaraan. En hy praat met hom, en hy is vriendelik met hom, en hy kan nie genoeg praat, die Alfie van die liefde wat uit hom uitgestraal het nie. En hy sê vir hom, jy moet terug aan aarde toe, jou tyd is nog nie daar nie, gaan getuig vir jou mense. En toe hy nou hierdie storie vertel, toe raak die vrou en die man spierwit, want die vrou het 'n miskraam gehad, wat sy nooit vir iemand vertel het nie, net sy en haar man het daarvan geweet. En dis die seentjie wat hy daar gekry het. En dit het toe bepaal, of vir hulle 'n duidelike bewys dat hy die waarheid praat. Maar ook sy jeug kan dit ook vir ons verseker. So dis hoekom Yeshua hierdie meisie nou gebruik vir hierdie wonderlike openbarings, wat eintlik nêrens ooit vir ons gegee word nie. Ons mense is so oningelig. Ek lees vanmôre op Facebook 'n vrou wat so groot uitskreeu. Mense wat sterf, gaan nie hemel toe nie en word nie engele nie. Nou hoe kan jy so 'n stelling maak? Want uit die Bybel uit kan jy nie daar 'n gevolgtrekking maak uit die letter van die woord. Jy het die woorde van Yeshua nodig om enigstens iets oor die hiernamaals te kan sê, ja of nee. En hier het ons nou wonderlike getuienis oor hoe dit lyk buite ons wêreld. Dis nie nodig vir jou verlossing om dit te weet nie, maar dis nodig omdat jy vir Yeshua liefhet en ook sy ryk, sy koninkryk, sy skatte soos hy dit noem, ook wil sien. Want dit alles behoort aan hom. En as jy sy kind word, nog meer aan jou, maar nog baie meer as jy sy bruid word, dan is dit ook jou deel. Want Yeshua deel alles met sy bruid. En sy bruid is sy volk aan die eindtyd, wat hy uitkies, 144.000 van hulle. Jy sien daar baie aantreklikheid, sy was blykbaar 'n mooi meisie. Weldra sal die wêreldse seuns hulle oog op jou laat val, en aan jou hulle hart en hand aanbied, en dit sal moeilik vir jou word om hulle te weerstaan. As daardie tyd egter sal kom, dink dan in jou hart aan my, en al die dinge wat jy op hierdie top alles gehoor en gesien het. En die oorwinning oor die wêreld sal vir jou nie te swaar wees nie.
Jara sê bedroef, maar dit moet nie toch al ewig duidelik wees, of ek nie ooit ontrou sal kan word nie. En as jy in my toekoms sien, dat ek ontrou gaan word, hoe kan jy dan van my hou? Ek kan jy 'n toekomstige en kan jy 'n toekomstige sondares toelaat om u te nader. Yeshua sê vir haar allerliefste Jara, dit is vir jou nog veels te moeilik, maar ek sal jou uit my besondere groot liefde vir jou toch sê wat. Kyk, as ek dit wil weet, kan ek natuurlijk alles weet wat daar van 'n mens terecht sal kom. Maar die mens moet as hy volwassen word, alles vry en selfstandig beslis. Daarom trek ek my, Yeshua, op 'n bepaalde oomblik terug van die mens, en kyk nie na wat hy met sy vryheid doen nie, behalwe wanneer hy my dringend vra om hom te help met sy vrye stryd teen die wêreld. Dan kyk ek na hom, help hom op die goeie weg, en gee hom met die stryd teen die wêreld nuwe krag. So alhoewel Vader alles van jou kan weet, nou ja, die ander kerke praat van hy's alles wetend en daar's 'n uitverkiesing en jy kan maar maak wat jy wil, alles is vir jou vooraf bepaal. Dit is snerp. Die vrye wil wat ons gegee is, bepaal al klaar dat Vader nie beheer het oor alles wat jy doen nie. Maar hy kan alles weet wat jy gaan doen, of hy kan verkies om dit nie te weet nie. Hier sê hy dit. Ek wil nie altyd alles weet wat jy in die wêreld doen nie. Maar as jy my roep, dan vat ek jou hand en dan weet ek alles en ek help jou met alles in die regte rigting. Die vrye wil bepaal dat daar nie 'n vooraf uitgewerkte uitverkiesing is nie. Dit is nie waar nie. Die uitverkiesing is Adam en Eva se nageslag. Dis uitverkies. En jou vrye wil besluit self of jy Yeshua wil volg of nie. Dis die uitverkiesing, dis die liefde vir Yeshua in hierdie bedeling. Nie die liefde vir die wet nie, nie die liefde vir watter kerk ook al nie. Dit is slegs die liefde vir Yeshua wat dan openbaar word in jou hart deur die werke wat jy doen. Hy sê, kyk, ek wil vir jou dus ook geen blik in die toekoms werp nie, sodat jy vry kan bly in jou doen en late. Want daarom leer ek jou nou, sodat jy jou alles tydens die versoeking lewendig sal mag herinner. Ook slegs dan sal die beskermengel jou verlaat. Maar wanneer jy uit eie krag die wêreld volledig oorwin het, kom hy weer na jou toe en sal hy jou in alles dien. Allerliefste Jara van my, het jy dit nou so ongeveer verstaan. So dit wil blyk hieruit dat die engele wat by geboorte aan ons afgedeel word deur Vader, op 'n stadium as jy 'n jong mens word, tiener of wat ook al, trek hulle bietjie terug, sodat jy self die versoekings kan weerstaan. En jy moet selfstandig word, soos Yeshua sê, en jy moet self met jou wêreldse voete op die grond staan. Hy kan jou nie altyd help nie, anders te ontwikkel jy nie. En dan uiteindelik keer die beskermengel weer terug. En dan is hy altyd met jou, selfs in die hiernamaals. Ons gaan aan. Hoofstuk 138. Die selfverloningsskool in die hiernamaals. As jy nie geleer het om die op aarde jouself te verloon nie, dan gaan jy eers aan die ander kant in 'n selfverloningsskool beland. Die woord vir doderyk is Sheol, wat in die Duits Schule is. In Engels school en in Afrikaans skool. Dit beteken daar is 'n onderwyser of 'n leermeester en daar is mense in daai klas. En in daai spesifieke skool word al die mense wat 'n selfde probleem het oor die hele wêreld, word dan in hierdie selfverloningsskool opgelei. So is daar selfverloningsskole vir rokers.
selfverloningsskole vir drinkers, vir dwelmgebruikers, vir seksuele perverte, vir homoseksuele, vir al hierdie goed is daar selfverloningsskole. En daai skole is nie so lekker nie. Vader het al vir ons geopenbaar, die profete, hoe lyk dit in sulke skole? Daar is baie groot pyniging as beloning vir as jy weet dit doen wat jy op aarde gedoen het. Die gees of die siel in die hiernamaals streef presies na dit wat die siel gestreef het op aarde. As die siel streef om sy medemens te help en Yeshua se liefde uit te dra, dan beland hy by so 'n plek, noem dit dan ook 'n skool. Want nou is dit 'n vryskool. Want jy het uit vrye wil, het jy dit gedoen wat van jou verwag was, of vereis was, deur Yeshua. En nou vorder jy baie vinnig in die geestelike hemele in, saam met Yeshua en al die vrygekoopte voor mense wat voor jou heen gegaan het. Maar as jy oorgaan met 'n kwaal, moenie dink die kwaal verdwyn met die aarde met jou liggaam nie. Die liggaam verdwyn, maar die begeerte bly daar. Want jou begeerte vir verslawing is in die siel gesetel. En die siel gaan saam met daai begeerte oor. En die hardste is dat die begeerte 100 maal erger is aan die ander kant. Want die siel het nie meer 'n liggaam nie. En nou begeer jy daai ding wat jy op aarde nie kon los nie. Net erger. Nou moet jy eers na 'n skool toe gaan, want Yeshua is lief vir jou. Hy wil graag hê jy moet hierdie ding los. Nou kom ons lees oor hierdie selfverloningsskool wat sy sien. Jara sê, ek dink dat ek dit verstaan het, maar desondanks is dit tog 'n baie treurige saak vir my en alle ander mense. Want nauweliks 1 uit 1000 sal krag genoeg hê om uit homself so teenoor die wêreld te staan, soos wat u dit wil hê. Yeshua sê, daarom het ek ook in die wêreld gekom, om deur my leer en deur my dade elkeen die wapen in die hand te gee, waarmee hy moeiteloos die wêreld kan oorwin. En ek voeg by, en daarom sit ons vanmôre met hierdie bladsy voor ons. Hy het in die wêreld gekom om ons te leer, en hierdie is sy lering, wat ons nou so wonderlik bevoorreg is om te ontvang. Jara sê, dit mag so wees, maar daar is nog op aarde nog 'n groot aantal mense, wat miskien nog in geen 1000 jaar iets van die woord sal hoor nie. Waarmee sal hulle dan gedurende die lang tyd hulle self beskerm teen die geweld van die wêreld? Hulle is tog net sulke goeie mense as ons Judeërs. Yeshua sê, en hier is belangrike openbaring, met die volke van die aarde gaan dit net soos met die kinders van een Vader. Die eerste een wat in die wêreld kom, word deur die Vader anders behandel, as hy wat pas 2, 3, 4 of 5 jaar gelede die lig van die wêreld aanskou het. Die oudste seun wat al 'n kragtige man geword het, en 'n dogter is hierbaar, daarnaas is daar nog 'n paar kinders van jou leeftyd, en 3 het nog die doeke aan. Wat dink jy, sou dit verstandig van die Vader wees, as hy die kinders in die wieg net so sou behandel soos 'n kragtige uitgegroeide seun? Nou wie is hierdie groot seun, die kragtige seun? Dis Israel. Hy kry ander behandeling, want in die skrif word die eersgeborene baie anders behandel, en die eersgeborene kry die eersgeboorte reg. Dis vandag nie meer so algemeen onder die mense om die oudste seun alles te gee nie, maar ek weet in my oupa se tyd het uit 8 of 10 kinders het net die oudste seun geërf. Die ander het niks gekry. Hy het die plaas gekry. Alhoewel hy nie eens 'n boer was nie, en daar beter boere onder die seuns was. Maar dis hoe dit gewerk het. Met Vader se koninkryk in die skrif werk dit ook so. Sy oudste seun is Israel. Dis hoekom Esau so beklei het met Jakob oor die eersgeboorte reg, en hy dit amper afgevat het, maar met die inmenging van sy moeder het
hy die eerstgeboorte reg seun toe verkry van Isak. Ons gaan verder. Jara sê vir hom, nou dit sou natuurlik baie dom van so 'n pa wees, is om nou 'n wiegkind dieselfde verantwoordelikheid te gee as 'n groot 21-jarige seun. Joshua sê wel, dit is ook die rede waarom ander volke eers later van my leer te hore kry. Hulle is nou nog nie ryp daarvoor nie, maar op die regte oomblik sal hulle ryp word en dan sal my leer hulle ook bereik. Verstaan jy dit? Hier wil ek so 'n bietjie stil staan net iets by sê. Iewers is daar 'n verhaal waar Joshua baie duidelik sê dat hy deur middel van engele die Chinese gehelp het om 'n kragtige muur om hulle plek te bou. En hy sê dit is nie veral nie vir die vyande so seer nie, maar dat die mense wat daar binne is nie gekontamineer sal word met ander gelowe en ander gebruike wat mense op daai stadium beoefen het. En hy verbied sy apostels om soontoe te gaan, want hulle is nog nie ryp daarvoor nie. Wat die Chinese moes gehad het, is 'n baie streng keiser en hulle het streng leiers gehad, maar hulle het mekaar in die grootste liefde gedien. Dit sê hy ook. En dit is die sleutel. Al het jy nie die ware geloof van Joshua nie, maar jy beoefen die liefde, dan versag jou siel sodanig dat jy nie in hierdie streng boetedoeningsskole hoef te kom nie. Jy gaan oor onmiddellik in 'n baie sagter omgewing. En of jy nou die Dalai Lama aanbid het of Boeddha aanbid het, daar is vir ons 'n voorbeeld in die Nuwe Openbaring in die verhaal oor biskop Martin se lewe na die lewe. Daar beskryf Joshua die bekering aan die ander kant, in die hiernamaals, waar 'n Chinese vrou op die son gekom het. Nou die son is alreeds 'n baie wonderliker, ligter planeet, of 'n ligter plek, woonplek, as byvoorbeeld 'n planeteskool, wat sy nou gaan sien hier, of gesien het. Die vrou het hom dadelik herken, en hoe het hy na haar toe gekom, toe sê hy vir haar, ek is die ware Dalai Lama. Daar bestaan nie 'n Dalai Lama, ek is jou Dalai Lama, ek is die skepper God van hemel en aarde. En sy het hom onmiddellik lief gekry. En Joshua sê selfs bitter min vrou mense het hom ooit so lief gekry soos daai vrou. So dit is iets wat ons nie kan bedink nie. Maar die oomblik as jy in die liefde is en Joshua kom na jou toe, sal jou liefde aantrekking vind by hom. Jy sal ervaar word van 'n geweldige trek. Jy kan dit nie keer nie, hy trek jou siel na jou toe, soos ons in die skrif lees met bande, koorde van liefde. Maar as die siel 'n heiden was en in wreedheid en haat en naaste haat en al hierdie ander goed gegaan het wat ons weet, dan sal daai siel nie deur Joshua genader kan word nie. Dan moet daai siel na 'n skool toe gaan waar hy daai slegte gewoonte moet afleer. En na oneindige lang tyd en oneindig baie skole sal die siel dalk gereed word om Joshua te herken. So selfs ons Israeliete wat nie in die liefde wandel nie, sal aan die ander kant nie getrek word na Joshua toe nie, want dit ontbreek hulle aan liefde. Al het hulle al die kennis, al sê jy die Bybel uit jou kop uit van Genesis 1 tot Openbaring 21, dit help jou niks. Die liefde vir Joshua sal slegs mense aantrek wat op aarde in liefde gelewe het, nie in wysheid of kennis nie. Verstaan dit mooi. Nou hier is Vader in 2 verse openbaar hy soveel dinge wat ons as Israeliete vir 30 jaar nie geweet het nie.
Maar helaas, net die gemeente Dogter van Sion in Suid-Afrika aanvaar hierdie woorde as Yeshua se woorde. So, kom ons lees verder. Is nog wonderlike goed in hierdie hoofstuk. Nou sê Jara, dit verstaan ek baie goed. Maar wat staan dan die volke wat op hierdie aarde tot op hede nog nie ryp geword het nie, in die groot hiernamaals ter wagte? Yeshua sê, dit sal jy dadelik te siene kry. Kyk, daar in die noordelike deel van die hemel hang 'n ster, wat 'n rooierige skynsel afgee. Rig die oog van jou hart daarop, net soos by die vorige keer, en rig jou aardse oog ook daarop, en dan sal jy op die ster die mooiste antwoord op jou vraag kry. Hy noem nie die naam van hierdie planeet nie, maar as 'n mens verder lees, dan wil ek amper dink dit is Venus. Venus, die rooi is mos, wat is nou die rooi planeet? Mars is die rooi planeet. Ok, ek weet ook nou nie, maar die dinge wat hierop gebeur, is van die dinge wat op hy al geopenbaar het van Venus, is dat daar baie, baie pragtige mense bly, en dat daar ook oorwinning oor die vlees gekry word op die planeet. Maar hoe dit ook al sê, dit maak nie saak waar dit is nie, die hemel is groot. Jara doen dit nou dadelik en sê na etlike oomblikke, O Meester, almagtige skepper van hemele en van alle wêrelde, dit is 'n nog baie groter wêreld as die vorige, en nu word sy deur 'n hemel heerlike lig omgewe, maar die lig het 'n helder rooi kleur, ietwat na goudgeel toe, terwyl die lig van die eerste wêreld heeltemal suiwer wit was. Maar nou word die lig van hierdie wêreld ook ondraaglik fel. Ag, nou staan ek al op die bewoonde bodem van hierdie wêreld. O, dit is ook onbeskryflik heerlik. Wat 'n afwisseling. Liefde, sagte, golwende berge omring die pragtige, vrugbare valleie of dale. In die dale sien 'n mens ook 'n soort hut, wat alleen bestaan uit 'n dak, wat netjies ondersteun word deur robijnagtige seile. Seile is goed soos kolomme of pilare. Maar op die rye van die berge staan daar ononderbroke, onafsienbare rye van sulke hutte. En hoe ontsettend ver my blik ook al reik, tog sien ek niks anders te nie. En die hutte lyk op mekaar soos 2 druppels water. Soos wat ek sien, rus die ovaal ronde dakke, almal op robijnseile van ongeveer 7 man hoog. So praat van so 14 meter. En ook die seile is almal eners. Van mense en ander lewende wesens is tot nou toe nog niks te sien nie. Maar hulle moet tog wel daar wees, want dit blyk al uit die buitengewone beskawing van hierdie ontsettende uitgestrekte lande. So die lande en alles is bewerk. Maar dit is merkwaardig dat in hierdie tog so skitterende wêreld alles presies op mekaar lyk. Die een vrugteboom lyk sprekend op die ander. Elke blom is soortgelyk. Alles staan in rye en jy kan beslis niks ongeorden vind nie. Die geheel sien daar wel wonderskoon uit en dit lewer 'n vriendelike skouspel op. Maar na 'n tyd sou hierdie ewig na mekaar lykende wêreld vir mense van ons geslag tog ietwat vervelend word. Maar nou het ek voor so het aangekom en kyk, binne is mense net soos ons. Een staan daar op 'n hoë plek en preek, en 'n paar honderd ander luister met die grootste aandag na hierdie prediker. Hier is nou 'n voorbeeld van 'n skool. Daar in die aangrensende hut sien ek verskeie in ryklik geplooide mantels gehul, mense aan 'n goed gevulde tafel sit en eet. Maar om die etendes heen staan daar net soveel wat geplaas skyn te word deur die honger en kry niks te ete nie. So wat 'n skool is dit nou? Dit is engele van Vader wat om tafels plaasneem en eet om vrate wat op aarde geleef het te leer om hulle begeerte na kos te oorwin.
So hierdie ouens wat daar hulle staan, kry niks te ete nie. Maar hulle sien hierdie heerlikste kos en seker wyn en alles van die beste. Sien hulle in hierdie geesteswêreld, maar hulle mag nie daaraan vat. Dit is die skool van hierdie spesifieke situasie wat sy sien. Ag, daar in die derde, as nou nog sien ek nou 'n paar wondermooie meisies. Hulle staan poedelnaken en maak baie plesier met baie onbeteelde manne en loop heen en weer. Op die agtergrond staan 'n aantal heel wellustig gelykende jong manne en gee aan die mooie meisies tekens om ook na hulle te kom en om ook met hulle plesier te maak. Maar die jong manne kry geen gehoor nie en skyn hulle daaroor nou nie juist te verheug nie. En hier is dieselfde ding. Weer word engele, onthou engele kan hulle vorms verander, hulle kan enige vorm aanneem. En hier kan 'n mens amper sê speel 'n baie seksuele toneel af. En hierdie mense wat daar staan en kyk, is juis seksuele perverte wat van die aarde af dood gegaan het, wat nie in die hel beland het. Let wel, meeste van sulke mense gaan hel toe, want meeste van hulle het geen liefde nie. Maar as jy in die skole kom, dan was daar 'n bietjie liefde in jou. Daar was 'n effense liggie wat nou deur Yeshua help by jou aan die ander kant. Jy gaan nie dadelik redding kry en in die geesteshemele kom nie. Jy gaan stap vir stap, gaan jy al jou vices, in Engels my woord, wat is dit in Afrikaans? Gruwelgewoontes, gaan jy verlos word van. En jy gaan nie daai goed sal jy moet los, maar dan moet dit vir jou gebring word. Die kos moet vir jou gebring word en jy moet die begeerte na kos oorwin. Nou, daar is ander skole wat Vader vir ons op ander plekke gewys het, waar mense ook hulle seksuele probleme moet oorkom, en dan word hulle toegelaat om in die gees daar as sielegemeenskap te hê. En dan as hulle klaar is met hierdie ontoelaatbare gemeenskap, word hulle in brandende teerbaddens gegooi. Ontsettend pynlik, dat die siel voel pyn baie meer as wat ek nou sal voel in 'n liggaam. Dan word die siel weer uitgehaal uit die brandende teerbad, iewers daar gehang, en hy sien heeltyd hierdie seksuele dade wat hier gepleeg word, dan word hy weer hy kry weer 'n begeerte daarna, belustig, dan wil hy weer, dan gaan hy weer teerbaddens doen, ook in 'n teer, tot uiteindelik, hy sê nee, Baas, die pyn is te groot, ek gaan nie meer. En dan kan hy na 'n ligter skool toe gaan. Hierdie wat ons sien hier is al so 'n ligter skool. So pas op om te dink, ek kan doodgaan met die verslawings wat ek het. Jy moet dit aflê hier op die aarde, want dit spaar jou oneindige tye aan die ander kant. Want hierdie is tydmors. Hierdie skole is eintlik tydmors, maar Vader se groot liefde het daai skole gebou, omdat hy niemand verlore wil sien gaan nie, omdat hy ons ontsettend lief het. Ag, die huise is tog sonderling ingerig, so gelykvormig soos wat die hitte ook is, so verskillend skyn die besighede van die mense daarin te wees, en dit is tog beslis ook merkwaardig. Maar as dit daar op hierdie ontsettend groot wêreld oral so uitsien soos in die omgewing wat ek nou gesien het, dan is ek liewer vir ons kleine aarde, behalwe die slegte mense dan. Yeshua sê vir haar, alles wat jy nou sien is slegs 'n klein skool en opleidingshuis in selfverloning en selfbeheersing. Wandel nou in gedagtes verder, en dan sal jy dadelik iets anders sien. Jara doen dit en gee dan met een so gil dat die vastslapendes byna wakker geword het.
as my wil hulle nie weer in die slaap gedompel het nie. Na die skreeu vra ek vir Jara waarom sy so geskreeu het. Sy sê, meester, hierdie pragt, hierdie majesteit oortref weer alles wat 'n menslike gees ooit kan bevat. Daar staan 'n paleis so groot en hoog soos die hoogste en grootste berg op aarde. Die muur is gebou uit een en alle pragtige edelstene. 1000 en nog eens 1000 goue trappe en galerye versier van buite hierdie onsagwekkende paleis, wat heeltemal bo aan uitloop in 'n egte spits. Rondom die paleis pronk die pragtigste tuine, waarin 'n groot verskeidenheid die oog steeds bly boei. In die tuine is ook baie pragtige mere, waarom waarskynlik vir die vermaak 'n groot aantal kunswerke ronddrywe, wat egter deur niks gelei word nie en waarop nog minder gelet word. Meester, wat beteken dit nou alles? Wie is die bewoners van die kolossale paleis en waarvoor dien die vry ronddrywende veelsoortige kunswerk op die pragtige meer? Nou, dis die einde van die hoofstuk en ons sal in die volgende hoofstuk dan verder inligting inwin oor wat sy nou gesien het. En as julle werklik nuuskierig is, gaan lees die boek Die Natuurlike Som. Jy kan dit gratis van ons webwerf www.nuweopenbaring aftrek, gaan na boeke toe, gaan na Jacob Lorber toe en trek Die Natuurlike Som af. Want daar wys Vader, hoe lyk dit op die son? Die son is nie 'n brandende vuurbal nie, dis 'n leuen. Die son se atmosfeer is 'n brandende vuurbal wat na buite uitstraal. Maar ongeveer 5 tot 10% van die son se straling gaan na binne, om daai geweldige wêrelde wat daar is. Onthou, die son is 1 miljoen maal groter as die aarde. En daai wêrelde is ontsaglik groot. Maar dit is ook skole wat daar is. En daar verduidelik hy maklik, ek dink 10 skole, verskillende skole daar. En lyk dit in detail. En dit gee vir jou net meer kennis en insig in sy grootheid. Soos wat hy vir haar sê, as jy my lief het, dan wys ek jou my skatte. En hier wys hy vanoggend vir ons van sy onmeetlike skatte. Hier het ons nou basies tot nou toe 2 planete waargeneem, kortliks, net een ou plekkie op daai planeet. Maar as jy die hele Melkwegstelsel in die nag op 'n helder nag sien, dan het jy nog nie 'n sandkorreltjie gesien van die hele heelal, vergeleke met al die sand op hierdie aarde. Dis nog meer as dit. En 'n mens kan dink hoeveel sandkorreltjies is op die aarde. So, die menslike brein kan nie eers die geestelike materiële wêreld bevat in sy brein nie. Hoe lyk die wêreld nog hoër as hierdie geestelik materiële wêrelde? Buite hierdie skole. Dit is nie te begryp nie. En dit gee jou net weer 'n ontsettende groot nederigheidsgevoel, dat Yeshua, wat die heerser is oor alle hemele en aarde, en hy sê dit in Matteus, die laaste hoofstuk, dat hy met ons 'n verhouding wil aanknoop, met ons wil een word, sodat ons saam met hom oor al hierdie wêrelde kan regeer, al hierdie skole, al hierdie wonderlike dinge, is plekke en goed wat ons saam met hom heerskappy sal voer. Wanneer ons eendag in sy huis is, dan gaan hy jou stuur na 'n plek toe, en jy kom dan by daai plek aan, as 'n ambassadeur van die hoogste hemele, en daai mense val voor jou neer, en hulle herken jou as 'n ambassadeur van die hoogste hemele, van die groot hoogste gees uit. Of jy by hulle aankom met gewone klere, of jy met vorste klere by hulle aankom, op 'n perd met 'n swaard in jou hand, of wat ook al, met 'n kroon op jou kop, dit bepaal Vader self, wat se
mondering jy sal gaan. Maar so sal ons in die hele heelal ingaan, om mees wonderlike werk te doen. En al vraag wat ek die vrou gevra het vanmôre was, wat sê ons word nie engele. Vertel jy dan vir ons, wat word ons? Sit ons op wolkies, leegleers, met harpies in ons hande? Is dit wat die hemel nou is vir mense wat hier doodgaan? En dan raak dit so belaglik dat ons eintlik, dat ons mense oor die hemel redeneer, terwyl ons nie die feite het nie. Hier het ons die feite vanoggend. Jy kan dit maar feitelik aanneem, dis hoe dit lyk op hierdie spesifieke plek. En Joshua wys vir ons 'n plek sodat dit verteenwoordigend is van baie ander plekke. Baie dankie. Amen.